Goeiemôre broeders en susters. Vanoggend enkele afkondigings voor die erediens. Ons kollektes vandag is vir die diens van barmhartigheid by die deure vir die kerkas en volgende Sondag se deurkollekte sal vir die sustentasiefondse gaan. Nou sustentasiefondse is maklik om te verstaan. Dit gaan daaroor dat ons kerke waar die woordbediening nie kan voortgaan nie weens finansiële redes, dat ons daardie kerke uit die sustentasiefondse dan ondersteun, sodat die woordbediening daar kan voortgaan. Dan wil ons ook vra dat ons die ander afkondigings na die erediens sal hanteer, en die kerkraad wil ook vanoggend in besonder, hier's nogal heelwat besoekers, mense van ander gemeentes wat vanoggend saam met ons die nagmaal ook vier, wil die kerkraad ook hartlik daartoe uitnooi om vanoggend saam met ons die nagmaal te vier. Dan het attestaat van aangesluit vanaf Gereformeerde Kerk Middelburg, Suster Hendrina Johanna Labuschagne, haar noemnaam is Erna en sy is gebore swart. Ons wil vir haar ook hartlik welkom sê binne in die Gereformeerde Kerk hier in Magalieskrain. Dit dan wat ons afkondigings betref voor die erediens. Ek gaan vra dat ons 'n oomblik sit en dan maak ons oë toe en ons raak stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing. In U my God wil ek weer bly wees. Die guns wat U my bied, wil ek lof sing in my lied. U was dit wat my wou naby wees, wat my in guns aanskou het, toe ek op U gebou het. Ons sing Psalm 31 vers 1 en vers 5 saam, waarna ons almal bly staan om ons geloof saam te bely. Ons bely ons geloof vanoggend in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, die 12 artikels, en wanneer ons dit doen, dan kan ons dit doen met die wete, dit is ook die kosbare geloof wat Jesus se disippels, die apostels ook bely het, en dat ons dit vanoggend deur al die eeue nog steeds saam met hulle kan bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun,
ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In Psalm 119 staan daar, help my Heer, dat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders, wat u wet my openbaar. Laat my oë aanskou die wonders, wat u wet my openbaar. Kom ons luister daarom vanoggend saam na die wet van die Here, soos dit opgeteken staan in Eksodus, hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Daarom dan die eerste gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die tweede gebod, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de, jy mag nie moord pleeg nie. 7de, jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8ste, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Die 10de, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou, broeders en susters, in antwoord op die wet van die Here, Psalm 119 vers 7, waarin ons dan ook, nadat ons na die wet van die Here geluister het, kan sê, maar een ding, daarna verlang ek, dis die rykdom van u woord. Kom ons sit so, en terwyl ons sit, sing ons Psalm 119 vers 7.
Kom ons bid saam en dan vra ons God om ons daardie rykdom ook te gee. Kom ons. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike groot genade is dit nie om vanoggend ook hier saam te wees, saam ons geloof te kan bely, saam na u woord te kan kom luister, saam ook die sakrament van die nagmaal te vier. Daarvoor wil ons u vandag loof en prys. Wil ons aan u al die eer gee. Want ons weet, dis deur u genade. U genade wat daar is in ons Here Jesus Christus. U genade wat u vir ons gee deur die Heilige Gees, wat elkeen van ons ook seën met geloof, met liefde vir u en vir mekaar, maar ook met hoop. Hoop ook vir die ewigheid. Daarom bid ons dat u vandag ook u genade in ons lewe sal laat vrugte dra. Dat dit wat ons hier hoor, dit wat ons hier sê, dit wat ons hier doen, dat dit sal strek tot die eer en tot die verheerliking van u heilige naam. Dat elkeen van ons opnuut dankbaar sal wees vir die rykdom waarmee u elkeen van ons geseën het. Daarom bid ons dat elkeen van ons ook daardie rykdom met mekaar en met die wêreld sal deel. Dat waar ons ook al bevind, ons u liefde en u genade ook sal uitleef deur gehoorsaamheid aan u. Ons bid dan ook vandag in besonder vir ons broers en vir ons susters van hierdie gemeente wat weens hulle gesondheid en hulle omstandighede verhinder word om hier saam met ons te wees. Dra elkeen aan u troue vadersorg op. Ons vra ook dat u vir elkeen van ons ook ryk sal maak in barmhartigheid, dat ons ook met liefde na mekaar sal omsien. Ons bid nie net vir onsself nie, ons bid vir die kerk oor die wêreld heen. Ons vra Here dat u ook vandag die verkondiging van die evangelie so sal seën dat dit sal strek ook tot die uitbreiding van u koninkryk. Die opbouing van u kerk. Ons vra dit want ons bely dat ons is sondaar mense wat lewe deur u genade net na u toe kan kom in die naam van ons koning, ons verlosser Jesus Christus. Amen. Vanoggend broeders en susters, gedeelte uit die brief van Paulus aan die Galasiërs, daar vanaf vers 8 tot en by hoofstuk 5 vers 1. Hoofstuk 5 vers 1 vorm deel dan ook van hoofstuk 4. En jy sal sien by hoofstuk 5 vers 2 begin 'n nuwe gedeelte in die woord van die Here. Maar kom ons luister saam wat Paulus vir die gemeente skryf. Hy sê daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van niks werd afgode. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug in daardie minderwaardige en armlastige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Julle hou aan om besondere dae en maande en feesgeleenthede en jare te vier. Ek vrees my harde werk aan julle was dalk te vergeefs. Ek smeek julle broers,
Word soos ek my ook met julle vereenselwig het. Julle het my nooit sleg behandel nie. Julle onthou mos hoe die evangelie aan julle verkondig is. Dit was deurdat ek siek geword het. En al was my toestand vir julle 'n versoeking om my te verag en selfs te verfoei, het julle dit nie gedoen nie. Inteendeel, julle het my ontvang asof ek 'n engel van God was, ja, asof ek Christus Jesus self was. Julle was so bly daaroor. Wat het nou van julle blydskap geword? Dit kan ek van julle getuig. As dit moontlik was, sou julle julle oë uitgeruk het en vir my gegee het. Het ek dan nou julle vyand geword, deurdat ek die waarheid aan julle voorhou? Daardie mense se ywer vir julle is nie met suiwer bedoelings nie. Hulle wil julle van my losmaak, sodat julle vir hulle saak sal beywer. Om jou vir 'n goeie saak te beywer is goed, maar dan moet dit altyd die geval wees, en nie net as ek by julle is nie. My kinders, ek verkeer van vooraf weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens, ek kon nou by julle wees, en op 'n ander toon met julle praat. Ek is werklik besorg oor julle. Julle, wat so graag aan die wet van Moses onderworpe wil wees, sê vir my, hoor julle nie wat die wet sê nie? Daar staan geskrywe, dat Abraham 2 seuns gehad het, een by 'n slavin en een by 'n vrygeborene. Sy seun by 'n slavin is volgens die loop van die natuur verwerk en gebore, maar sy seun by die vrygeborene kragtens 'n belofte van God. 'n Mens moet dit figuurlik verstaan. Die 2 vroue staan vir 2 verbonde. Die een is by Sinaï gesluit en bring slawe voort. Die verbond is Hagar. Hagar staan vir Sinaïberg in Arabië, en dit is 'n beeld van die huidige Jerusalem, want Jerusalem en sy kinders is slawe. Maar die hemelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder. Daar staan immers geskrywe, verbly jou onvrugbare wat nie kinders kon hê nie, juig van vreugde jy wat nooit moeder kon word nie, want die kinderlose vrou wat deur haar man verlaat is, sal meer kinders hê as die vrugbare wie se man by haar is. En julle, my broers, is net soos Isak, kragtens die belofte kinders van God. Destyds het die seun wat volgens die loop van die natuur gebore is, die seun vervolg wat deur die Gees in die wêreld gekom het, en dis nou nog so. Maar wat sê die skrif hiervan? Jaag die slavin en haar seun weg, want die seun van die slavin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrygeborene erf nie. Ons is dus nie kinders van 'n slavin nie, broers. Ons is kinders van die vrye. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte, en besonder dan ook hierdie woorde, moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Kom ons antwoord eers op die skrifgedeelte met Psalm 31. Hierdie keer sing ons saam vers 15. Hoe groot is Heer u seënstrome vir wie opreg van gees wil wandel in u vrees. Ons sing saam vers 15 waarna ons sitplekke inneem.
Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan vas in hierdie vryheid. Staan vas, sê Paulus vir jou en my ook vanoggend, broers en susters. Dan moet mens dit baie mooi hoor ook, hierdie woord van Paulus, as hy sê jy moet vas staan. Mens kry dieselfde gedagte ook in Efesiërs, by 'n gedeelte wat ons almal goed ken, en dis die gedeelte wat handel oor die wapenrusting van die Gees. Daar sê Paulus vir ons moenie die grondgebied wat God vir ons gegee het, die grondgebied wat Christus vir ons verwerf het, afstaan nie. Nee, sê hy, staan vas. Staan vas. Staan vas in die vryheid wat Christus vir jou gegee het. Maar die vraag wat 'n mens moet vra is, hoe staan jy vas? Nou is dit belangrik dat 'n mens sal onthou, jou vryheid in Christus loop hand aan hand met jou geloof in Christus. Ons het dit ook al gehoor uit die Galasiërs uit. Christus alleen, maar ook geloof alleen. En genade alleen. En daarin moet jy vas staan, want jou vryheid waarin jy moet vas staan, beteken eenvoudig jy moet bly by die ware geloof. Dis hoekom ek vanoggend ook vir ons weer vertel het van die 12 artikels wat spruit juis uit die belydenis uit van dit wat die apostels geglo het, dit wat Paulus geglo het. Maar die hartseer is, so hoor 'n mens in die gemeente van Galasië, en 'n mens sien dit vandag in baie mense se lewens, is dat baie mense dink jou vryheid in Christus en jou geloof in Christus loop nie saam nie. Want baie mense begin die geloof in Christus versaak of verwerp, maar dan dink hulle nog steeds hulle is vry en hulle kan maak wat hulle wil en hulle sal eendag almal lekker in die hemel wees. Nee, sê Paulus, dit werk nie so nie. En mens mooi dink, wat het hier in die gemeente van Galasië gebeur? Ons het dit al gehoor, maar dis belangrik om dit te onthou. Paulus sê hier van mense wat in die gemeente ingekom het, en dan sê hy, daardie mense se ywer vir julle is nie met suiwer bedoelings nie. En wat het hierdie ouens gedoen? Wat was hulle bedoelings gewees? Dit is duidelik dat hulle die gemeente onder 'n slawe juk wou indwing, sê Paulus. Baie eenvoudig, ons hoor dit vandag nog steeds wat hulle gesê het. Hulle het begin preek dat om deel te wees van God se kerk hier op aarde, moet jy eers jou deel doen. Jy moet God eers tevrede stel met die manier waarop jy lewe. Jy moet eers 'n klomp goeders doen voordat jou verhouding met God in orde kan kom. Baie eenvoudig, jy moet jou deel doen, dan sal God sy deel doen. Jy moet goeie dinge doen, dan sal Christus se kruisdood vir jou ook iets beteken. Dan is dit belangrik om raak te sien. Wat gebeur hier? Wanneer jy so redeneer soos hierdie dwaalleraars, dan is jou vryheid in Christus in gedrang. Want jou vryheid in Christus hang af van die mate waarin jy jouself kan vrymaak. En al lyk dwaalleraars vandag miskien anders, moet ons onthou dit gaan oor die wesenlike van ons godsdiens. Wat is dit? Jou vryheid is slegs moontlik deur Christus. Jesus het alles reeds gedoen wat nodig is sodat ons verlossing kan kry. En om enige iets anders naas Christus te wil stel, sê Paulus, is niks anders nie as 'n vorm van slawerny waaronder jy jouself as 'n slaaf maak.
En dan verduidelik hy dit vir ons met 'n beeld uit die Ou Testament uit, die geestelike verskil wysheid tussen Hagar en Sara. Hagar en Sara, vir die wat dit nie weet nie, gaan terug Genesis 16, Genesis 21 toe, dan sien jy dit was Abraham, die vader van al die gelowiges, se vrou en haar slavin. Nou ons kan die geskiedenis vanoggend herhaal, maar dit is baie eenvoudig. Toe Sara sien sy kan nie kinders kry nie. Toe sy besef maar ek gaan nooit self 'n kind kan kry nie, het sy 'n plan gemaak. Sy het haar slavin na Abraham toe gebring, vir Hagar na Abraham toe gebring, en so is Ismael toe gebore as die oudste seun van Abraham. Maar dit was baie duidelik uit Genesis, en so sê Paulus dit ook, dat Ismael nie die kind van die belofte was nie. Inteendeel, die kind van die belofte, Isak, is eers baie jare later gebore. Want onthou dit, Sara was, toe Ismael gebore is, alreeds verby die tyd waarin sy self kon kinders kry. En daarom sê Paulus vir ons, hoekom is Isak gebore? Isak is gebore omdat God dit beloof het, omdat God dit vir Abraham in die verbond beloof het. Daarom is Isak gebore. Nou, hoe moet ons dit verstaan? Hy vat dit dan terug, en dit is interessant, hy vat dit terug in die Bybel in, na Exodus 20, wat ons vanoggend ook toe geluister het. En dan sê hy, ons moet Hagar en haar kind sien, as die verbond van Sinaiberg, die verbond van die wet. Die wet wat vir baie mense so belangrik was. Wat hulle gesê het, dis 'n voorskrif waaraan jy moet voldoen voordat God jou sal red. En dis die punt wat hy maak. Sodra jy gaan poog om jou vryheid te verdien deur die wet stiptelik na te kom, dan word die wet jou baas en maak jy jouself 'n slaaf van daai wet. Dan sê hy, onder hierdie slawe juk moet jy nooit weer ingedwing word nie. Hoekom nie? Want ons is kinders van God se belofte. Nie kinders van eie verdienste nie, nie kinders wat ons eie planne kan maak nie. Ons is die nageslag, sê hy, van Sara, kinders wat gebore word omdat God dit beloof het. Want net soos dit vir Sara onmoontlik was om lewe voor te bring, omdat sy al te oud was en verby die tyd was waarin sy kinders kon hê, maar wel 'n kind gebaar het. So is dit elkeen van ons ook, moet ons onthou, onmoontlik om lewe in onsself voor te bring. Want ons is almal in die sonde dood. Ons kan nie kinders van verdienste word nie. Alleen kinders van genade. En Sara is dan vir ons die een waarmee geteken word, iemand wat vry is, omdat God hulle vry gemaak het. Hoe het God ons vrygemaak? Ons gaan dit vanoggend weer hoor in die nagmaalsformulier, deur die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Sonder enige verdienste van ons kant af, sonder dat een van ons iets kon doen of iets moes doen om Christus te help om dit vir ons te doen. En dis die boodskap van Hagar en Sara. 'n Mens kan kies om in geestelike slawerny te leef. Hoe doen jy dit? Deur self te probeer vrykom. Deur te sê, ek moet eers al hierdie goeders doen, voordat ek vry kan wees en 'n plek in die hemel kan hê. Maar ons almal weet, dis eintlik 'n onmoontlike, hopelose situasie. Want, wat gebeur? Sodra jy behep raak met wettisisme, dan begin jy allerhande reëls en regulasies vir jouself opstel, allerhande lyste wat jy moet doen. En op die ou einde word jy 'n slaaf van daardie goeders. Dit neem jou hele lewe oor. Want
Jy stel vir jouself 'n onbereikbare doelwit. Maar daar's ook 'n ander pad. En hoor mooi, 'n mens praat hier van 'n ander pad, want dis nie 'n ander keuse nie. Dis nie 'n ander keuse wat jy self maak nie, maar 'n pad, omdat dit 'n pad is waarop God self jou gaan lei. Die pad van geestelike vryheid in Christus. Opgesom in die woord genade. God se genade vir ons arme sondaar mense. Daardie besef, maar God het my al lief gehad nog voor ek gebore is. God het my op my naam geroep toe ek nog in my moeder skoot was. God het my gekies voor die grondlegging van die wêreld. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek dit? Dit bring ons by vanoggend se sola scriptura, die Bybel alleen. Dis hoe jy dit weet. God sê dit vir jou. Onthou daardie mooi woorde van Petrus se belydenis in Matteus 16, waar hy vir Christus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dan sê Jesus vir hom, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want dis nie vlees en bloed wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. God sê dit vir ons. En dis juis hierdie fokus van die Bybel wat 'n mens nooit uit die oog moet verloor nie. Want die oomblik wat jy dit uit die oog verloor, dan word die 10 gebooie en die wet van die Here vir jou eintlik 'n las wat jy deur jou lewe moet probeer saamsleep. Jy moet mooi luister as God vir jou ietsie sê. En God sê dit vir ons duidelik. Selfs in Eksodus hoofstuk 20. Dink 'n bietjie hoe klink daardie 10 gebooie. Dit begin met die woorde, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy's nie meer 'n slaaf nie, jy's vrygemaak omdat God jou vrygemaak het. Daarom, dankbaarheid en liefde, luister ek wat God vir my sê. Ons Here Jesus Christus self het dit ook mooi opgesom. Gaan lees 'n bietjie die evangelie volgens Johannes. Daar sê hy dit so mooi. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. En daarom is die Bybel vir ons bedoel tot troos. Om ons telkens te herinner aan wie God is, wie Christus is en wat God vir ons sê en wat God vir ons doen. Daarom sê ons die Bybel is bedoel om ons te troos, ons te bemoedig, ons te vermaan om ons terug te bring by Christus. Hoor hoe mooi sê Jesus dit ook as hy praat oor die Bybel. Dan sê hy vir die gemeente van Philadelphia, dan sê hy omdat julle aan die boodskap van my volharding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproewing. Is dit nie mooi nie? Omdat julle aan die boodskap van my volharding vasgehou het. Daarom hou ek julle ook vas wanneer die lewe julle druk. Hoe doen God dit? God se woord, die Bybel, wil elke een van ons op ons lewenspad bemoedig om te volhard, om vol te hou in die geloof. Om vas te staan, soos Paulus dit sê. En hoe staan ek vas? Ek staan vas deur in die eerste plek te besef, ek kan niks doen om myself vry te maak nie. Ek kan maar net God se genadegawe met 'n gelowige hart aanvaar en omhels. Dis die enigste manier. Ware geloof in Jesus Christus ons Here. Deur wie ons en saam met wie ons vry is. Vrygemaak is van die slawerny van die sonde. En dis in hierdie waarheid wat Paulus sê jy moet vas bly staan.
Dis van hierdie waarheid wat jy nie moet afwyk nie. En onthou dit, enige een wat die geloof in Christus en in God se genade in gedrang wil bring in jou lewe, daardie is 'n dwaalleraar met onsuiwere bedoelings, wat van jou 'n slaaf wil maak van hulle eie godsdienstige beskouings, hulle eie verdraaiing van die wet van die woord van die Here. En dis teen hierdie gevaar wat ons elke dag moet waak. Dis in hierdie vryheid wat ons moet vas staan. Hoe doen ons dit? Baie eenvoudig gesê, bly by die Bybel alleen. Bly by wat God vir jou gesê het. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons gaan nou saam luister na die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal. En ons begin daar deur eerstens te luister na die instelling van die Heilige Nagmaal. Nou, kom ons luister na die instelling van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit aan ons beskryf het in 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23 tot 29. Herman, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat dan op 'n ongepaste wyse van die brood eet en uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet hom eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Nou om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig dat ons onsself vooraf reg ondersoek. Nou, onsself vooraf reg ondersoek en dit dan ook tot sy gedagtenis gebruik. Die ware selfondersoek het dan die 3 hoofpunte. Eerstens, ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Derdens, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en toosoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is,
Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons ook die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. En om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloekinge op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Eintlik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. En wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn telkens weer vir ons 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Want daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. En omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. O barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood vandag weer mag gedenk. Ons bid U gee deur U Heilige Gees vir ons opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop mag word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons, U kinders en U erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy wederkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen.
Ek gaan vra dat die diakens vir ons die tafel in gereedheid bring. Terwyl hulle dit doen, sing ons saam Skrifbryming 17:3, daarvan vers 1 en vers 2. Ons kan staan vir die sing daarvan, waarna ons sitplekke inneem. Kom ons sing vers 2 ook om my. Kan ons die lidmate in hierdie linkerkant en regterkantste blokke vra om van vooraf die tafel vol te maak asseblief? Hier is nog plek hier aan die regterkant. Baie dankie broeders en susters. Voordat ons begin wil ek graag net 'n praktiese reëling met u deel. Die kelkies, soos wat dit op die borde is, teen die handvatsel, daardie op die punte is druiwesap. Daar is lidmate wat daarvoor 'n versoek gegee het vir die ouderlinge en die kerkraad het dit toe ook so gereël met die diakonie. So die twee kelkies wat op die punt is langs die handvatsel, so daar's 4 op elke bord vir iemand wat eerder druiwesap as wyn wil gebruik. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes.
Ons wil net vra as daar iemand wat in die banke bedien moet word, hier voor en hier in hierdie lei-by ook asseblief wissel. Heel voor en dan vra net dat hulle hande opsteek as die diakens opbeweeg asseblief. Is daar nog iemand? Goed, baie dankie. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Vra net weer dat die lidmate in die banke vir die diakens sal aandui. Psalm 116, ons sing daarvan vers 7, waarna ons sitplekke weer kan inneem. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Vra die lidmate daar regs agter en links agter om na vore te kom asseblief.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkomme versoening van al ons sondes. Ons sing saam vers 8 van Psalm 116. Al my geloftes uitgespreek in nood, sal ek betaal as ek voor U mag nader en met U gunsvolk in U huis vergader. Kom ons sing saam vers 8, waarna ons sitplekke weer inneem. Daar nog lidmate daar links agter is, kan hulle na vore kom. En dan wil ek vra dat die lidmate in die middelste blok vir ons die tafel sal volmaak asseblief.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot volkomme versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot volkomme versoening van al ons sondes. Ag Here, ek is u knegg, o ja, ek is u knegg, seun van die diensmaag in die diens gebore. My bande is los vir hoordiens verkore, bring ek die lof aan u toegesag. Vers 9, waarna ons sitplekke weer kan inneem. Daar nog lidmate daar agter wat na vore kan kom asseblief, en dan vra ons Andre die diakens ook asseblief. Sy het klaar gebruik. Seker maar kom sit. Sy het klaar gebruik.
Dit gaan dan ons laaste tafel wees vir vandag. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus verbreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kom ons loof die Here met vers 10. Ek sal U naam met dankerkennis prys te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot God se eer verrys. Ons sing nou vers 10 waarna ons sitplekke inneem en as almal hulle sitplekke ingeneem het, sal ons vers 1 saam sing. Kom ons sing saam vers 1. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die volgende woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor ons.
So ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons hart en mond die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U en ons loof U dat U vanoggend ook die heerlike beloftes van die evangelie weer met hierdie nagmaal aan elkeen van ons bekragtig het. Ons dank U dat U enige gebore seun gegee het as middelaar en 'n offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. En ons gebed is dat U deur die werking van die Heilige Gees en die verkondiging van die dood van die Here ons daagliks sal laat groei in die geloof en in gemeenskap met ons Here Jesus Christus. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid, broeders en susters, om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere, en bring sover daar volke is, sy dade in gedagtenis, en spreek met aandag en ontzag van al sy wonders dag aan dag. Kom ons sing Psalm 105 vers 1, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings na die erediens. Ons wil vir almal wat die week verjaar, en besonder Johan de Pre wat vandag verjaar, die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Ek sien hier is 'n paar van hulle vanoggend. So ons wil vir julle almal ook sê, ons hoop julle het 'n geseënde nuwe lewensjaar. Dan net herinnering, die nagmaalete begin 12:00. Dit is weer 'n braai en slaai. Dit werk so, jy bring jou eie vleis en slaaitjie net vir jou gesin met so enetjie ekstra, dan deel ons dit almal met mekaar. So dit is van vanmiddag af, hier van 12:00 af sal ons gereed wees om te kan braai. Daarom vra ek ook weer al die manne, die jong manne in die gemeente wat vanoggend hier is, almal jonger as ek, kom help gou om die stoele asseblief terug te dra terwyl die diaken so lank skottelgoed was. So dis 'n beter werk vir jou, jy kan net stoele dra. So om al hierdie stoele net terug te dra en dan die stoele in die saal net om die tafels te gaan pak asseblief. Net 'n versoek daarvoor. En dan 'n laaste afkondiging wat belangrik is 'n groot dankie Tannie Sari of Suster Sari Snyman wil vir Magali Skrein en besonder ook dankie sê vir ons almal se meelewing in die afgelope tyd met Dominee Dani se afsterwe, maar in besonder ook vir die liefde waarmee ons ook die begrafnis vir haar meegehelp het en haar kinders. So dit ons afkondigings vandag. So onthou vanmiddag van 12:00 af gaan ons saam kuier en dit is dan afgehandel vir vanoggend. Ons kan na buite beweeg. Dankie.